Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou so 'n bietjie help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ons gaan vraag 6 van die 2021 vraestel bespreek. Uit die CAPS dokument sal jy nou sien dat funksies en grafieke is ongeveer 35 uit die 150. Dit beteken 23% van jou vraestel. Besef jy, dis amper 'n kwart van jou vraestel handel oor funksies. En ek weet nou nie of hierdie vir jou goeie of slegte nuus is nie, maar dit is hoofsaaklik die graad 11 funksies. Die parabool, die hiperbool, die eksponensiële funksie. En dan is daar nou net in graad 12 die inverse wat bygekom het. So ek stel voor, jy sal sien aan die einde van hierdie video, het ek ook vir jou playlists aangehak waar jy na al die graad 11 funksies kan gaan kyk op my kanaal. Hier is die vraag nou. Ek stel voor dat jy eers die video pause en dan gaan doen jy gou hierdie vraag. Dit is alles oor die logaritmiese funksie en dan kan jy terugkom en na die antwoorde kyk. Die grafiek van f van x is log 4x is geskets. B, K2 is 'n punt op f. 6.1 bereken die waarde van k. Goed, ons vergelyking is f van x is log 4x. So wat mens doen is, jy soek 'n punt wat op die grafiek woon. Ons het 'n punt, die punt BK2, wat uit 'n x en 'n y bestaan. Dan gaan ons daai punt in ons vergelyking invervang. Onthou 'n bietjie, f van x is dieselfde as y. B bestaan uit 'n x en 'n y, so in x se plek gaan ons k vervang en in y se plek gaan ons 2 vervang. En dan doen ons ietsie wat ons noem, ons gaan hierdie logaritmiese vergelyking herskryf na 'n eksponensiële vergelyking. En hoe ons dit doen, is ons sê die basis van die logaritme bly die basis van die eksponensiële grafiek. En hierdie 2 wat op sy eie staan, word die eksponent en die k gaan dan nou net op sy eie wees en die onderwerp van die formule raak. En dan 4² is mos 16, dus is dit die antwoord. Invervang, finale antwoord. Bereken die waardes van x waarvoor f van x is mos y, kleiner of gelyk is aan 2 of groter as gelyk aan -1. Nou goed, wat 'n mens doen, f van x is mos nou eintlik y. So jy gaan hierdie sommetjie, gaan jy opdeel in daardie gedeelte en dan weer in daardie gedeelte. Nou daarby bedoel ek, jy gaan nou sê in die plekkie van y, daai gedeelte, vervang jy log 4x en gelyk aan 'n -1. Dan verander jy hom na eksponensiële vergelyking toe en 'n mens sê mos die basis van die log is die basis van die vergelyking, die -1 word die eksponent en daardie x kom staan op sy eie. En dan 4 tot die mag -1 is mos 'n kwart. Dan doen jy presies dieselfde aan hierdie kant. Jy skryf, y is kleiner of gelyk aan 2 en y is mos log 4x en jy maak hom gelyk aan 2. En dan in die vorige som het ons dit eintlik gedoen, ons het hom na eksponensiële vergelyking verander, toe het ons mos gesê 4 tot die mag 2 is x en 4² is mos 16. En dan eintlik is dit waar jou antwoord lê, is dan tussen x is 'n kwart en x is 16. En hoe 'n mens dit skryf, is op daardie manier. Jy skryf die x in die middel, die kleinste getal links, die grootste getal regs, en dan lees hierdie antwoord as x is kleiner of gelyk aan 16, x is groter of gelyk aan 'n kwart, of 'n mens kan daai ook skryf as x is 'n element van 'n kwart tot by 16 en albei is ingesluit. En dit is vir jou 2 punte werd.
6.3 Skryf die vergelyking neer van f tot die mag min 1, die inverse van f in die vorm y is gelyk aan. Nou ja, wat is inverse? Inverse is die refleksie om die lyn y is gelyk aan x. En daardie lyn y is gelyk aan x, vind jy daar. Die lyn y is gelyk aan x. En as gevolg van die refleksie om die lyn y is gelyk aan x, is daar 'n reël. En die reël sê dat die x-y-koördinaat verander na y x-koördinaat. Met ander woorde, hulle ruil om. So in ons vergelyking, y is gelyk aan log 4x, kan ons nou skryf x is log 4y. En eintlik is dit die antwoord, behalwe, hulle wil hê jy moet hom skryf in die vorm y is gelyk aan die res. So wat jy doen, is hierdie is nou 'n logaritmiese vergelyking, nou gaan jy hom verander in 'n eksponensiële vergelyking. En hoe dit werk nou weer? Die basis van die log bly die basis van die eksponent, daardie x word die eksponent en die y word die onderwerp van die formule. En daar is jou 2 punte. Jou punte is dat jy x en y se koördinaat geruil het en dan die finale antwoord in hulle vorm, y is gelyk aan. 6.4 vir watter waardes van x sal x maal die inverse kleiner wees as 0. So dit beteken ons zoom in op x waardes en waar sal x waardes, hierdie beteken waar is x waardes negatief, maal en dan die inverse positief en kleiner as 0 beteken negatief. Met ander woorde, hierdie grafiek y is 4 tot die mag x. Dit is daai grafiek, ek skets hom sommer vir jou daar. Dit is die ene, y is 4 tot die mag x. En van 0 af hierdie kant toe is die x negatief en dan na 0 kan jy mos nou sien die inverse is positief want hy is 'n stygende funksie daar. So ons antwoord lê eintlik dan alles linkerkant van 0. Maar ons kan nie so skryf nie. 'n Mens skryf x is kleiner as 0 of jy skryf x is 'n element van min oneindig tot by 0, maar moet net nie vir 0 insluit nie en dit is vir jou 2 punte werd. Die volgende vraag handel oor funksies. Dit is 'n parabool en 'n reguit lyn. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem. En dan sal jy sien, soos beloof, het ek nou ook vir jou die graad 11 funksies aangeheg en ook die graad 12 hoofstuk wat gaan oor inverse en die logaritmiese funksie.